Nie baie lank terug nie het ons weer gesien wat gebeur wanneer iemand 'n datum vir die wederkoms voorspel. Party wag in spanning, ander in die uiterste vrees, ander met hoopvolle verwagting. En wanneer die datum dan kom en niks gebeur nie, kom die teleurstelling, die verligting vir party en soms ook die spot van ongelowiges. Sien julle, word daar baie keer gesê, julle Here se koms is 'n ydelle droom, dit gaan nie gebeur nie. Maar Petrus het lank gelede al gewaarsku dat mense so sal praat. Trouwens, in sy tyd het mense reeds so gespot en gepraat. Wat moet ons glo wanneer mense vra, waar bly die wederkoms van die Here? Goeienaand, baie welkom aan almal wat weer saam luister na ons aandgodsdiens vanaand, almal oor die lengte en die breedte van ons land, maar in besonder ook aan hulle wat uit die buiteland uit na ons luister. Vanaand gaan ons voort met ons skriflesing uit 2 Petrus, tweede brief van Petrus, en ons lees daaruit hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 7. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek probeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons Vader is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig, dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Sover lees ons dan uit die woord van die Here. Jesus het self gesê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens lewe, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. In hierdie gedeelte sê Petrus vir ons, hy skrywe om die gelowiges weer helder te laat dink. Hy wil hulle helder laat dink oor die wederkoms van Jesus Christus. Dit is nodig, want van vroeg af het die kerk gelewe met 'n baie diep verwagting dat Jesus Christus binnekort weer sal kom. En tog, selfs hier teen die einde van Petrus se lewe al, was daar mense wat begin spot het en gesê het, dit gaan nie meer gebeur nie. Waar is die koms van Jesus Christus? Waar bly die belofte van sy koms? Meer as 2000 jaar later hoor ons steeds dieselfde spot. En soms, ons moet erken, is dit baie keer Christene wat self aanleiding gee daartoe deur datums vir die koms van Jesus te probeer voorspel. Die skrif gee nie vir ons 'n datum van Jesus se koms nie. Jesus self leer dat niemand die dag of uur van sy koms weet nie. Nie eers die engele in die hemel nie. Hoe kan ons dan dink dat sterflike mense soos ons dit kan weet en kan bepaal? Die Bybel roep ons nie om die datum van Jesus se koms te bereken nie. Die Bybel roep ons wel om hierdie dag wakker en nugter af te wag. Petrus stuur ons daarom terug na die woord van die profete en na die gebod van die Here Jesus deur die apostels. Dit is waarmee die kerk moet besig wees in die tyd tot met die wederkoms van Jesus Christus. Met die woord van God, met die uitleef van sy gebod. Nie met eindelose voorspellings en spekulasie en berekenings en die eindelose uitpleis van die tekens van die tye nie, maar met God se lewende woord wat ons voorberei en toerus om hom te ontmoet.
In hierdie gedeelte wys Petrus die spotters daarop dat hulle moedswillig vergeet hoe God besig is om deurlopend in die geskiedenis te werk. Hy begin by die begin. Hy sê hy het die hemel en die aarde geskep deur sy woord, uit water en deur water. En ook deur water het hy reeds by 'n vorige geleentheid die wêreld laat vergaan. Nou is hy besig om hierdie selfde wêreld deur sy woord ook te bewaar, maar hierdie keer om deur vuur te vergaan, nie deur water nie. Die hemel en die aarde word bewaar vir die laaste oordeel, sê hy. God se stilte beteken nie hy is afwesig nie. Die feit dat Jesus Christus nog nie gekom het nie, beteken nie hy gaan nie kom nie. Tyd daarvoor is nog net nie ryp nie. Hy is werksaam in die wêreld. Hy was in die geskiedenis en hy is nou ook. Nou is hy besig om deur sy woord die voor te berei wat aan hom behoort om hom te ontmoet. Dit is waarmee ons moet besig wees. Ons kan en ons mag nie die datum van Christus se wederkoms voorspel nie, maar ons mag ook nie leef asof sy koms onwerklik of ver weg is, asof dit nie gaan gebeur nie. Selfs al kom Jesus dalk nie vanaand of vandag in sy finale wederkoms nie, is my en jou ontmoeting met hom tog nooit verder weg as ons eie dood nie. En ons almal weet, ons dood is seker, al ken ons die tyd en die datum daarvan nie. Daarom mag ons nie sorgeloos of roekeloos leef oor Christus se koms of oor ons eie verskyning voor sy regterstoel nie. Want wie weet vanaand of môre of wanneer die Here dit ook al bepaal, sal ons sterf en ons sal hom ontmoet. Vir gelowiges is hierdie gedagte nie 'n verskrikking nie. Die een wat kom, is immers ons Here en ons Verlosser. Die regter voor wie ons moet verskyn, is immers ook Christus wat vir sy mense gesterf het. Leef daarom wakker en nugter. Moenie dat vals voorspellings jou verwar nie. Moenie dat spotters jou deurmekaar maak en jou geloof koud maak nie. Hou vas aan die woord. Leef in die woord. Leef uit die gebod van die Here. Christus kom weer en elkeen van ons sal hom ontmoet, party tot ons oordeel, ander tot heerlike redding en uitkoms. Amen. Here ons Here, ons bid dat U ons ook helder sal laat dink oor U wederkoms. Ons bid dat U ons sal bewaar daarvan dat ons die tyd en die omstandighede van die koms van U Seun sal wil bepaal. Bewaar ons van valse voorspellings, maar bewaar ons ook van spottende ongeloof en 'n doodse geestelike slaap. Leer ons om U te verwag, wakker, nugter en gehoorsaam in geloof. Vader, gee ons 'n heilige verlange na U koms en 'n ernstige besef dat ons voor U sal verskyn. Maar gee ons ook die troos dat Hy wat as regter kom ook ons verlosser is, die lam wat vir ons geslag is. Hou ons vas aan U woord totdat ons U sien. Amen.